teenwoordig. Heilig is die Here, buig in stilte om ter ere. Vanuit die Lutherse tradisie het ons geleer om die 4 kerse in die 4 weke voor Kersfees aan te steek, die sogenaamde Adventkers. Die eerste kers het ons op Sondag 30 November aangesteek en dit is die simbool van hoop. Die tweede kers het ons op Sondag 7 Desember aangesteek, die simbool van vrede. Vanmôre steek ons die derde Adventkers aan en dit is die simbool van God se vreugde wat hy vir ons gee. Volgende Sondag, die 4de kers, dit is 'n simbool van God se liefde en op Kersdag, die 5de kers, wat die Christuskers is, wat simbool is dat die lig in ons lewe aangebreek het. Ons gaan nou sing Vonklied 475, strofe 1 tot 4. Kom steek die Kersfeeskers aan. Ons bly net so sit, ons sing vers 1, en wanneer jy vers 2 sing, dan steek ek, dit gaan oor die kers van hoop, dan steek ek die eerste kers aan. Wanneer ons vers 3 sing, die kers oor vrede, steek ek vir ons die tweede kers aan. Wanneer ons die 4de strofe sing oor die kers van vreugde, steek ek vir ons die derde kers aan. Kom ons sing Vonklied 475, ons steek die Kersfeeskers aan. Strofes 1 tot 3, welkom oor stille nag van vrede. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die eer. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God, vul my alweer, vorm my tot die eer. Geliefdes, ek bid dat God ons Vader en die Here Jesus Christus ons genadig sal wees en dat hy vir ons elkeen ware vrede sal gee. Amen.
vir ons geloofsbelijdenis sê ons vanmôre iets oor die feit dat God bo ons verstand is. Wanneer ek die volgende woorde sê, God is bo my verstand, of kom ek sê dit anders, God is groter as my verstand, dan is dit gewoon 'n geloofsuitspraak. Die mens sal God nooit ten volle kan ken of verklaar nie, al studeer jy hoeveel, al lees jy hoe baie en al is jy hoe slim. Wanneer jy klaar iets oor God gedink en gesê het, moet jy dadelik weer begin dink en iets sê. Ons leer God ook ken deur God wat deur sy gees ons denke verander, ons daarop laat fokus om oor God na te dink. God maak ook deur die Bybel, deur die Gees, deur ons stilte, deur ons gebed, homself aan ons bekend. Lees nou saam met my Paulus se laaste brief, die brief van die gemeente in Rome, die Romeine brief, hoofstuk 1, vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, en onthou, die eerste gelowiges van daai tyd het die term broers gebruik, om eintlik te sê vir almal, omdat hulle anders was as die samelewing waarin hulle geleef het. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Aan die ander kant, die godsdiens wat ons moet beoefen, die wesenlike daarvan, is dat ons onsself vir God sal gee. Ja, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As jy die boek gelees het, The Shack, of dan die film gekyk het, The Shack, is Mac, die karakter Mac, al ewig kwaad vir God. En wil hy niks weet, en niks sê oor dinge soos hoop, en vrede, en vreugde, en blydskap. Dan besluit God in hierdie verhaal om met Mac op 'n reis te gaan. God gaan met hom in die gewone lewe besig wees. En in hierdie gewone besig wees ontdek Mac vir God stukkie vir stukkie. En hy besef ook op 'n dag dat hy God nooit ten volle sal kan ken of kan begryp. God doen altyd met ons die menslike onmoontlike. Want God is immers bo ons verstand. Kom ons bid en ons vra die Gees van God om ons te lei. Want ons gaan nie altyd alles van hom weet nie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here God almagtig, onbegryplik, bo ons verstand. Ons besef dat wanneer ons U beskryf, ons woorde opraak, ons moet asemhaal, moet dink, moet stil word, om net weer te kan beskryf. Here, U is so groot, dat ons U nie kan vasval. Maar nogtans in die grootheid, in die almag, waar U die wêreld en die heelal geskep het, buig U af na ons. Buig U af na ons elkeen. Ons is maar net mens. Ons is nie so groot en so belangrik nie. Inteendeel, ons is maar klein, nietig, onbelangrik, en baie se oë, en U buig af, en U stuur die Seun Jesus Christus in hierdie wêreld, en om met Kersfees gebore te word, sodat ons, sonder mens, gebroke mens, klein nietige mens, ewige lewe
as genadegeskenk kan ontvang. Hierdie Kersfees kan daar geen groter geskenk wees as dit wat een Jesus Christus se geboorte vir ons kom moontlik maak. Here, dankie dat ons ook genoeg om deur die aangegryp te word. Hier is ons wil deur die aangegryp word. Neem ons, stuur ons hierdie Kerstyd in hierdie wêreld in ons vriendekring, in ons familie, en laat ons die ware boodskap van Kersfees eers stel, terwyl ons lekker kuier, terwyl ons saam is, terwyl ons ook rus en ander dinge doen. Dankie Here, dat U ons vashou na al die jare. Amen. Die teks vir die prediking vanmôre kom uit die Psalmboek, Psalm 71 vers 1 tot 3, en ek lees dit vir ons uit die 1983 vertaling van die Bybel. By U, Here, skuil ek. Laat my nooit beskaam staan. Red my en verlos my deur U geregtigheid. Hoor my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waarin ek altyd kan gaan. U het beveel om my te red, want U is my rots en my vesting. Kersfees kom. Kersfees kom. Gee aan God die eer. Hierdie Here draai hierdie woorde van die lied wat ons vanmôre gesing het in my kop. Ek het hierdie woorde nie net in my kop gedraai nie, maar afgesak en sommer hier in my hart ook kom draai. Kersfees kom. Kersfees kom. Gee aan God die eer. In die week wat verby is, het ek die voorreg gehad om 'n boek oor skrifbeskouing te kon lees. Met ander woorde, 'n boek wat vir my sê, hoe moet ek die Bybel lees? Verskeie sake het in die lees van hierdie boek vir my uitgestaan, en ek sal u nou nie vanmôre daarmee verveel nie. Ek het gesien, toe ek het met iemand anders te gedeel het, hulle is nie so opgewonde soos ek wat dit weer gelees het. Maar een ding wat vir my uitgestaan, is dat ons die Bybel nie moet lees as 'n politieke boek van vandag, of 'n aardrykskundige oor die wêreld van daardie tyd, of 'n geskiedenisboek, of selfs 'n wetboek nie. Want selfs die wette wat in die Bybel voorkom, is in 'n bepaalde konteks, bepaalde tyd, bepaalde omstandighede gewees. Ons moet die Bybel lees as 'n boek wat vir ons iets oor God wil sê. Ons is nie so belangrik dat as die Bybel lees, dat die Bybel iets oor my moet sê. Die Bybel sê vir ons wie en wat God is. Ons leer God ken in die Bybel. En dis die ding wat my weer net opnuut uitgestaan. Toe ek weer Psalm 71 gelees het, daai eerste 3 verse, wat sê dit vir my van God? Wat leer ek in hierdie verse van God? Want anders is ek vasgevang in myself wat so swaar kry en moet gaan skuil en al die dinge. Terwyl dit eintlik in die eerste plek nie oor my gaan, maar oor God. Kersfees kom. Gee aan God die eer. Hoor ons dit? Gee aan God die eer. Dans, kan dit wees dat ons fisiek, emosioneel en geestelik besig is om voor te berei op die viering van die geboorte van Jesus Christus. Op die viering van Kersfees. Baie van ons sê, ons moes al lank al begin het om die geskenke te koop vir die kinders en die kleinkinders en wie ook al. Daar is ook al lank al begin dink vir wie gaan wat waar eet op hierdie dag.
Baie voorbereiding word gedoen, sodat dit 'n lekker kuier familiedag kan wees, en daar's niks daarmee verkeerd nie, dis reg so. Maar, ek wonder soms hardop, en dalk saam met julle, gee ons in die voorbereiding vir Kersfees en op Kersdag God die eer? Gaan dit regtig in die eerste plek oor God? Gee ons aan God die eer in ons denke, in ons beplanning, in ons voorbereiding. Psalm 71, waar ek vanmôre saam gelees het, vat ons jare terug na die hart van 'n gelowige wat oor 'n leeftyd heen geleer het van hoop, van vrede, van vreugde en van liefde. Hy het oor 'n leeftyd geleer wat dit beteken om aan God die eer te gee. Hierdie psalm is 'n psalm wat God vir ons gee om te sê, hoe is God met mense wat moeg is? Hoe is God betrokke in mense wat voel die lewe druk swaar op my? Hierdie psalm wil vir ons sê, hoe is God betrokke by die broosheid van 'n mens? Hierdie psalm wil sê, hoe is God betrokke by 'n ou mens? In besonder, 'n ou mens in hierdie psalm. Dis 'n psalm wat dood geken, dood van geliefdes, soos van ons hierdie jaar ook weer ervaar. Dis 'n psalm wat verlies ken, wat rou ken en wat trauma ken. Daarom lees ons hierdie woorde van die psalm vandag weer, want dit klink soos ons lewe. Ons het hierdie psalm oor die jare weer ken as 'n klaagpsalm, of sommige noem dit 'n klaaglied wat gesing is. Maar dit word ook 'n vertrouenspsalm genoem, want die skrywer leer deur die skool van die lewe om in alle omstandighede altyd op die Here te bly vertrou. Hoor jy nou weer? Ja, dit gaan oor ons omstandighede, dit gaan oor ons uitdagings, dit gaan oor ons beproewings, maar ons leer om op God te vertrou. Jesus se geboorte herinner ons aan hierdie troue God wat ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het in hierdie wêreld. En dis waaroor Kersfees gaan, die geboorte van hierdie troue God. Bybelnavors glo dat die psalm geskryf is deur iemand wat al in die latere jare van sy lewe is, 'n ou mens. Nou wil ek nie sê as ek so kyk, maar ek het vir my geskryf almal van ons nie. Want hier is dan ons hier en daar 'n jong mens ook. Maar dit is geskryf deur 'n ou mens, want 'n ou mens het 'n bepaalde uitkyk op die lewe. 'n Ou mens het al die tree gestap in die lewe, wat jong mense nog moet stap. Dis 'n meer ervare persoon, iemand wat al baie die storms van die lewe oorleef het. Iemand wat by die skryf van hierdie psalm dalk weer op 'n moeilike plek, 'n donker plek van sy lewe is. Dan kyk hy terug in die geskiedenis. Wat soek hy in die geskiedenis? Hy soek vir God. En as hy terugkyk in die geskiedenis en so soek na God, dan kom hy agter in sy lang geskiedenis as ou mens, het God telke male getrou gewees. Het God altyd weer opgetel en opgehelp en gedra. En dit gee vir hom hoop vir die dae wat oor is. Sy liggaam is nie meer jonk nie. Sy kragte is beperk. En daar selfs mense wat vir hom lag omdat hy oud is. Daar word mos oor ou mense in die Bybel gesê dat die jong mense sal vir ons lag en hulle sal ons na plekke toe vat waar ons nie graag wil wees. Maar hy het oor die jare geleer om aan God vas te hou. Want God is getrou. Gee aan God die eer. En in sy ouderdom is dit wat hy vas hou. In sy swaar kry en sy moeilikheid is dit wat hy vas hou.
En onthou, in die Ou Testamentiese wêreld was ou mense baie meer kwesbaar as vandag. Daar was geen pensioenfondse in daai tyd nie. Daar was geen mediese tegnologie. Pilletjie wat ek kan sluk en 'n vitaminetjie wat my so 'n bietjie meer krag en woema gee. Daar was geen sosiale sekuriteit. 'n Bejaarde persoon was uiterlik swak, ekonomies broos, altyd afhanklik van die kinders en baie keer die teiken van mense wat onregverdig uit hulle wil voordeel trek. So, dink net in vandag se tyd, as alle ou mense altyd afhanklik van hulle kinders moet wees. Hoeveel ou mense sal in die son wees? Psalm 71 staan is diep gewortel in die werklikheid van die wêreld, waar 'n mens altyd bedreig word, waar 'n mens fisiek swakker raak as jy ouer word, waar 'n mens begin vrees vir alleen wees. In jou ou dag is alleen wees een van jou grootste hartseer. As mens by 'n ou mens kom, dis die lekkerste ding van net om te kuier, om net nie alleen te wees vir daardie oomblik. Navorsing daar in China waar robotte in 'n ouer huis gebruik word om ou mense se bedpanne te ruil en om te draai en al die goed, is na die tyd vir hierdie ou mense gevra, wat dink julle van hierdie robotte wat julle bedien en versorg? En hulle het gesê, hulle is mal oor. En hulle het vir die robotte mense kenmerke gegee. Hoekom het hulle gevra? Want die robotte luister na ons. Ons is nie meer alleen. Ons het ook altyd behoefte aan stabiliteit, en nie eendag hier te wees, nie een ander dag daar nie. En die begeerte om tot die einde te vasthou aan iets of aan iemand in die lewe. Behalwe vir ons ouderdom, kan ons ook op ander maniere broos wees, moeg wees, uitgemergel wees. Hier aan die einde van 2025 voel baie van ons maar baie moeg. Sommige fisiek moeg. Ander is emosioneel moeg. Ander is psigies moeg, ja, en party is ook geestelik moeg. Saam met die digter soek ons in die argiewe van ons verlede en telkens ontdek ons wat geestelik moeg is, fisiek moeg is, emosioneel moeg is, dat God getrou is. Kersfees is die simbool van God se trou by ons. En dan gebruik die digter twee baie belangrike metafore, twee beelde, twee simbole, om sy hoop en sy vrede en sy vreugde en sy liefde te vind. Naamlik die beeld van 'n rots en die beeld van 'n veilige vesting. En weer eens gaan hierdie rots en hierdie veilige vesting simbole wees van God. Hy sê, God is sy rots, en by God kan hy veilig gaan skuil. In die landskap van antieke Israel was rotse nie dekop. Dit was skuilplek teen vyande, teen die hitte van die woestyn, skuilplek teen diere, dalk 'n blyplek. Dit was ook 'n skuilplek teen onweer. 'n Rots was iets wat nie beweeg kon word. Iets stabiel, iets betroubaar. 'n Vestingweer was 'n veilige blyplek. 'n Plek waar jy nie maklik bygekom kan word nie, waar jy maklik kon rus en vrede vind. Wanneer die psalmdigter sê, U is my rots en my veilige vesting, roep hy hierdie konkrete beelde, simbole uit sy eie wêreld uit, om sy eie lewe te beskryf. Ons kan saam met die skrywer van hierdie psalm aan God die eer gee, want hierdie psalm is 'n psalm wat vir ons 'n soort van 'n gebed leer. 'n Gebed wat ek en jy
elke dag kan bid. Hierdie Psalm is ook 'n soort van 'n geloofsbelijdenis, want ons kan bely dat ons glo dat God ons rots is, dat God ons veilige vesting is. Maar hierdie Psalm gebruik ook verbondstaal. 'n Verbondstaal gaan oor 'n verhouding tussen God en sondaar mense, tussen God en ek en jy. En in hierdie verbond kom God na ons toe en hy is ons Vader. En anders as 'n kontrak waar verskillende partye verskillende ooreenkomste moet nakom, in 'n verbond het net een party iets om te gee en die ander een ontvang. God gee homself as 'n rots vir my en jou. God gee homself as 'n veilige vesting by my en jou. Maar die rots kan net vir my waarde hê as ek bereid is om met die rots te gaan beskuiling. As ek met die rots wil verbyloop, moet ek nie kla dat ek nie daardie beskerming van die rots het nie. Die veilige vesting kan my net warm en knoes hou as ek bereid om in die veilige vesting in te gaan. As ek verbyloop, ek het dit nie nodig nie, dan kan ek nie die voordeel van die veilige vesting ervaar. Die eerste lesers sal hierdie Psalm die diepe sekerheid gehoor het. God laat nie sy kinders alleen. Nie in hulle jeug nie in hulle middeljare nie in hulle ouderdom nie. Ja, selfs nie in die dood. Woorde van Psalm 23 weer klink in my gedagtes. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is my. U is my herder, U is my redder. So selfs al ervaar ek die verlies van 'n geliefde wat vandag nie meer daar is, of gaan ek dit ervaar, is ek nie alleen. God is saam met my. Hy is my rots. Hy is my veilige vesting. Ek en jy staan vandag baie naby aan die einde van 2025. 'n jaar wat vir baie van ons, veral vir my, gevoel het of dit gister of eergister begin. Hierdie was die vinnigste jaar in my hele lewe. Ek kan nie glo hierdie jaar is verby. Voor ons oë is 'n jaar uitgevier. Lê 'n jaar op sy rug. Vir sommige van ons was dit 'n baie goeie jaar. Maar daar is ook van ons in vanmôre hier sit vir wie hierdie jaar 'n moeilike jaar was. Waar alles gewinkel het, soveel goed verander het dat ek onveilig voel. En as ons vandag ook begin loer na 2026 se kant toe, besef ons dat die jaar 2026 sal sy vreugdes hê. Maar gaan sy uitdagings ook hê. Daar gaan siekte ook wees, daar gaan broosheid wees, en daar sal selfs verlies wees. Aan die einde van 2026 gaan elkeen van ons byvoorbeeld 1 jaar ouer wees, met alles wat ons het. Maar ons leer om in alles aan God die eer te gee. Want ons rots, hy is ons rots en ons veilige vesting. Ons kry 3 troos in hierdie gedeelte. Troos 1, God is 'n skuilplek in die tyd van nood. Daarom sê hy, by U Here skuil ek. Die dood herinner ons hoe broos ons is. Dit herinner ons dat ons nie alles in beheer het nie. Maar die Psalm herinner ons dat daar 'n plek is waar ons kan skuil, selfs wanneer die lewe sy hardste houe op ons laat neerweer. Tweede troos. God laat sy kinders nie bestaan. Hy laat ons nooit bestaan. Ons grootste vrees in die lewe is soms om nie eers lyding, is soms nie eers lyding nie, maar teleurstelling.
Wat is alles waarvoor ek gebid het? Al die vertroue wat ons gestel het, dalk leeg kan wees. Derde troos is, God is 'n rots en 'n veilige vesting, ook deur die aardse dood heen. U is my rots en my vesting. Dit is nie net 'n metafoor nie, dit is die hart van die evangelie. Met ander woorde, die hart van die blye boodskap. Vir gelowiges is dood nie 'n val in 'n bodemlose donkerte in nie, maar 'n ingang. Hoor dit weer, dood is 'n ingang tot die vesting, tot die huis van God en sy teenwoordigheid. Die Here, wat die psalm vasgehou het, die psalmdigter vasgehou het, sal my en jou ook vas. Hy is nog ons rots, en hierdie rots kan nie vergaan. Hy is nog ons veilige vesting, waar ons kan ingaan en warm en plus veilig is. Hy is nog die herder, wat elkeen van sy skape by die naam ken. Daarom kan ons, soos die psalmdigter sê, Here, U is my rots. U is my veilige vesting. By U wil ek skuil. Amen. Toe die boodskap van die geboorte van Jesus Christus op die velde by die skaapwagters uitgekom het, het hulle uitgebars in dankliedere. Psalm 3:6-4, strofes 1-3, vertel van daardie herders wat die heel eerste keer 2000 jaar terug gehoor het dat Jesus gebore gaan word. Kom ons sing saam met hulle 2000 jaar later, natuurlik ons in Afrikaans, hulle in 'n ander taal, in Hebreëus, gesing, Aramees. Kom ons sing Gesang 3:6-4 terwyl ons net so bly sing.
Mag die vrede van ons Here Jesus Christus met ons wees, waarin hy ons ook al mag stuur. Mag hy ons lei deur die wildernis en ons beskerm deur die storm. Mag hy ons veilig tuisbring met hoop, vrede, vreugde en liefde in ons harte. Amen. By die herders by die kuddewag, Psalm 368. Ek hou my hart vas. Dit is 'n redelike nuwerige lied vir julle. Weet ek nou al na 17 jaar. Nie so maklike melodie nie, maar julle kan ons note lees, en daar wil julle die note op die bord hê. So kom ons sing hierdie baie mooi lied, terwyl ons net so bly sing.